Kyk, ek is al die hele oggend kinderlik opgewonde oor hierdie oomblik, want baie kinders sukkel om hulle idiome te leer. Maar die ATKV jeugtak Priska het dit nou maklik en prettig gemaak met hulle nuwe bordspeletjie. Meer back as binnegoed. En ek gesels nou met Angie Gallagher, senior subredakteur van die Taalgenoot, om uit te vind hoe presies die speletjie werk. Baie welkom hier by ons. Baie dankie Elsa, is lekker om hier te wees. Goed, so waar het die konsep en hoe het die konsep ontstaan en hoekom juis idiome? Ons is baie trots daarop om te kan sê dat die idee vir die idiome bordspel, ek kan dalk wys net vir die kykers, meer back as binnegoed. Hierdie idee het ontstaan by 'n jeugtak van die ATKV, die jeugtak Priska, soos jy nou tereg genoem het. Ja. So 'n paar jaar gelede het hulle dit op hulle eie ontwikkel en basies die hele speletjie saamgestel. Die ATKV het toe gedink, wat 'n wonderlike idee, kom ons ontwikkel dit verder, kom ons maak dit bemarkbaar, kom ons maak dit iets wat almal kan geniet, en hier sit ons nou met die produk daarvan. En jy weet, ek moet sê, ek self wonder partykeer of is dalk vir 'n oomblik onseker oor wat was daai idioom nou presies, en dis eintlik so belangrik dat daai konstante hersiening plaasvind, maar dit gebeur nie, en 'n mens luister na die jonger generasies, en baie keer meng hulle somme 'n paar van die idiome. Soms is dit regtig snaaks, maar ek bedoel, hoe maak hierdie speletjie dit makliker en meer prettig om dit te onthou? Weet jy, dit is nou nogal groot pret. Ja. Ek dink dit is iets wat mense baie sal geniet om te doen. Kyk, dis 'n speletjie. Dit is 'n bordspeletjie. Ons gaan nou die feesseisoen binne, en wanneer is 'n beter tyd vir 'n bordspeletjie as die feesseisoen? Ek kan dalk so 'n bietjie wys as dit oukei is. Ja. Kom ons loer gou hier. Dit is soos jy verwag 'n bordspelletjie sou wees. Daar is natuurlik die bord. Baie kleurvol ook. Baie mooi kleurvolle bord wat 'n mens dan gebruik, en jou plekhouertjie wat jy dan ook gebruik. Jy kan hierdie speletjie in 'n span speel of jy weet individueel teen mekaar speel. Daar's nie 'n beperking op die hoeveelheid mense wat dit kan speel nie. Ja. En die beginsel is basies, jy het hier 'n paar kaartjies. Kom ons kyk sommer na hierdie hoopie. Hier het jy nou 'n paar kaartjies, en is baie eenvoudig. Ek sal nou sê nou maar vir jou vra, Elsa, wat beteken daardie idioom? Die kykers kan ook dalk net loer. Om 'n kat in die sak te koop. Presies, goed, jy sal nou 1 punt tipies kry en 1 plekkie mag aanbeweeg. Oulik. Kan jy sê wat dit beteken? Dit is om iets te koop wat nie regtig waarde het nie. Presies net so. Goed, so jy mag dan nou byvoorbeeld 2 plekkies aanskuif, en op die bord is daar dan ook sekere kniehalter plekkies waar jy so klein bietjie gaan afbeweeg, of daar so slangetjies en leertjies is daar ook plekke wat jou bietjie vorentoe laat beweeg. Ek dink die pret van hierdie speletjie lê daarin dat dit gesinne weer en vriende en wie ook al dit wil speel bymekaar kry. Ja. En dan besef ons hoe min idiome ons eintlik ken. As jy reken jy's 'n Afrikaans sprekende persoon met 'n lekker woordeskat, dink jy dalk jy ken 'n klomp, maar ek kan nou vir jou waarborg, daar's 'n paar hier waarvan jy nog nooit gehoor het nie. En ek dink baie streeks goedjies ook, jy weet. Absoluut, dis iets wat almal kan help. Ek wil net vinnig verwys na dit wat op hierdie bord staan, is my baie oulik. Elke hond kry sy dag, skuif 2 plekke aan. Jy is te groot vir jou skoene, skuif 1 plek terug. En dan hierdie een, jy het nie al jou varkies op hok nie, skuif terug na 30. Dis baie oulik. Ons span wil graag hê dat ons dalk nog een moet probeer. Wow, ons kan graag. Kom ons demonstreer. Kom ons kyk. Nou hoop ek nie dis een wat my in die sop gaan laat land. Kom ons dink, hierdie een kan die kykers ook na kyk, en wat sou jy sê van hom? As jy nou moet Goeieste. Ek is onseker oor die een. Ek wonder wie het hom dalk al gekry. Kan ek 'n leidraad gee? Ja. Ek dink dis nou nie regtig die reëls nie, maar julle sal ook sien, die reëls is baie aanpasbaar. Mense doen dit soos jy wil. Ja. Hierdie ou lyk of hy so 'n bietjie dink, en dan is daar ietsie langs hom. Ja. So. Kan ek sê? Jy kan maar sê. Hierdie een is, hy dink hy skaars. Hy dink hy skaars. Ek weet partykeer word dit opgevolg met hy dink hy skaars, en dan sy nog eers dik melk nie. En dit beteken dan mos iemand het 'n hoë dink van homself. Ja, so aan die agterkant dan van die kaartjie sal dit baie oulik dan verduidelik word.
Ek hou baie van so 'n speletjie, weet jy, en nou is my vraag ook, 'n mens sou dink dat dit nou oor die algemeen vir kinders is, maar volwassenes kan dit ook speel. Natuurlik, om die waarheid te praat, die slagspreuk van hierdie speletjie, as speletjie slagspreuke mag hê, is die idiome bordspel vir oud en jonk. Ja. Want die ding is, ons gebruik nie meer idiome nie. Ek dink Elsa, as mense nou praat oor taal, idiome gee so 'n bietjie kleur aan 'n mens se taal. Daar is 'n bietjie, jy weet, dit is half amper die speserye wat jy oor jou taal gebruik gooi. Ons praat om te kommunikeer, maar ons wil tog ook praat op 'n manier wat interessant is en lekker is om na te luister, en elke taal het idiome. In Afrikaans dan ook idiome wat van verskeie plekke afkom. Soos ek sê, daar's hier streeks idiome wat mens nie noodwendig in Gauteng gaan hoor nie, maar dalk in die Noord-Kaap of wat ook al. So dit brei mense kennis totaal uit. En dit maak die taal kleurvol. Waar kan ons hierdie speletjie in die hande kry? Ek sou mense aanbeveel om 'n e-pos te stuur. Ek gaan gou die e-posadres gee na Mirsha Eksteen. Sy is die hoofbestuurder kommunikasie by die ATKV en sy hanteer ook hierdie proses. Enigiemand wat belangstel, die speletjie kos R370. Hoe ons dit doen is, jy stuur 'n e-pos na Mirsha, MERCIAE @atkv.org.za. Vra net vir die bestelvorm, jy vul hom in, jy doen die oorbetaling en ons stuur hom vir jou van Postnet na Postnet of van Pep na Pep. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Ek gaan haar nou probeer ooreed om hierdie een vir my te gee, maar nou ja, my Afrikaans onderwyseres gaan my dalk nou onder 4 oë spreek nadat ek nie geweet het wat daai idioom is nie, maar jy kan ingeskakel bly, want net hierna gesels Pieter met die sanger Gift Machila oor sy nuwe enkelsnit. Net hier by Goeiemôre, good morning.